Vriende, ek wil vir jou nooi om die woord van die Here saam met my oop te maak. Ons gaan saam lees in Matteus 5 vers 21 tot 26, 'n baie kort gedeelte. Ons is besig met die hooftema vergifnis. En ek dink dat vergifnis in die normale spreektaal baie makliker is om oor te praat as wat dit is om dit te beleef. Daar word soveel leuns verkondig en wanpersepsies geopper oor vergifnis, dat dit vir die een wat moet vergewe, partykeer onmoontlik is met onkunde en met leuns om te verstaan wat vergifnis beteken. Ek het by 'n vorige geleentheid gesê dat ek glo met my hele hart dat daar nie menslike vergifnis kan plaasvind, of dat ware vergifnis nie vanuit die wese van die mens kan kom, sonder dat dit gekoppel word aan 'n Godgewerkte gesindheid om te kan vergewe soos hy vergewe het. Matteus 5 handel oor die bergpredikasie en Jesus se gesprek oor hoe 'n koninkryksgesindheid binne die koninkryk van Jesus sal lewe. Met die fokus op hierdie gedeelte en die gedeelte vooraf, waar Jesus beklemtoon dat om te lewe bloot om die morele wette te gehoorsaam, baie meer is by iemand wat in die koninkryk hoort, as bloot net om te sê, ek slaan nie dood nie, ek pleeg nie egbreek nie, ek begeer nie, ensovoorts. En is Jesus besig by hierdie gedeelte om te wys dat daar 'n hartsgesindheid moet wees oor hoe ek leef, en nie net bloot 'n nakoming van die wet nie. Ek nooi jou Matteus 5 vers 21 en verder. Julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is, jy mag nie doodslaan nie. Maar elkeen wat doodslaan, moet verantwoording doen voor die gereg. Dit was die morele wet, jy mag nie doodslaan nie. Nou het mense hulle self verhoog en gesê, maar ek het nie doodgeslaan nie, maar my hartsgesindheid teenoor hierdie iemand anderster is, ek gaan hom net sowel dood hê, want my hart het 'n wrok, maar ek pleeg nie die daad nie. Nou sê Jesus, vers 22, maar ek sê, dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg. En elkeen wat vir sy broeder sê raka, moet verantwoording doen voor die groot raad. En elkeen wat sê jou dwaas, moet verantwoording doen in die helse vuur. As jy dan jou gawe na jou altaar toe bring, sê Jesus, en dit jou daar by die altaar byval, dat jou broeder iets teen jou het. Jy het iets aan hom gedoen. Laat jou gawe daar voor die altaar bly, en gaan versoen jou eers met jou broeder, kom dan en bring jou gawe. Wees gou, goedgesind teenoor jou teeparty, solank as jy nog saam met hom op die pad is, sodat hy jou nie miskien oorgee aan die regter, en die regter oorgee aan die geregtsdienaar, en jy in die gevangenis gewerp word. Voorwaar ek sê vir jou, jy sal daar sekerlik nie uitkom, voordat jy die laaste oortjie betaal het nie. Ons gaan net tot daar lees uit die woord van die Here. Die Here seën as jy vanmôre die stem en die woord van die Here hoor, as hy sê, so sê die Here. Vergifnis
is ons mee besig met die subtema, kom los van wat jou aan die verlede vasketting. Iemand het gesê, to forgive someone does not free him from the consequences of the sin, but it sets you free. Om iemand te vergewe, beteken dit nie dat hy nie meer skuldig is en die verantwoordelikheid vir sy daad moet dra nie. Daardeur vee jy nie die daad onder die mat deur, dis nie wat verwag word nie. Maar dit haal jou uit die tronk uit en maak jou vry, sodat hy nie deur die daad wat hy aan jou gedoen het, jou in die gevangenis van sy omstandighede hou nie. Wil ons vanmôre stil staan en kyk na 3 leuns rakende vergifnis. Inleidend die volgende. Vergifnis van ander en vergifnis van jouself is iets wat die mens die grootste vrede en blydskap bied, as wat jy nog ooit in jou lewe kon beleef, om vry te kom uit die tronk wat jou vashou. Soos as jy by wedergeboorte God jou vrygespreek het van die skuld van sonde en jou laat vry uitkom en jy jou sy kind maak. Daar's geen groter blydskap en vrede as jy ander vergewe en jouself vergewe. Dit laat beide uit die tronk uit, maar bied ook aan die een wat vergewe die saligheid van 'n las wat oor jou en op jou skouers gehang het. Vergifnis is een van die mees bevrydendste dinge wat ons as mens kan beleef. Maar dit is ook een van die mees misverstaande konsepte. Hier vanmôre 3 leuns oor vergifnis, wat ons, as ons hierdie leuns glo, ons verder in die gevangenis hou, omdat die duiwel wil hê, jy moet onder die mag van iets wees wat aan hom onderwerp is, sodat jy met 'n oop tronk deur sit en gevange bly, deur nie te vergewe nie en ook nie jouself vergewe nie. Leuen nommer 1. Vergifnis is wanneer jy iemand vryspreek. Dit beteken dat as jy hom vergewe, hy los is van die skuld van wat hy gedoen het. Sonder die skuld en sonder die gevolge daarvan. Dis definitief nie so nie. Vergifnis vee nie die sonde onder die mat in nie. Vergifnis maak jou vry en maak hom vry van die mag wat die duiwel wil hê, jy moet oor hom hê, omdat hy jou iets skuld en jy die reg het om te kan vergeld. Baie mense glo dat om iemand te vergewe beteken dat jy hulle dade goed praat of hulle vryspreek van enige skuld. Jy spreek juis vry dat jy nie sal vergelding eis nie. Dat hy nie aan jou iets skuldig is nie, maar dat hy skuldig is aan God vir die daad en hy daarvoor deur God vergewe moes word, as hy dit bely. Hierdie is nie die geval dat hy enige vryheid nou van enige skuld of gevolge het nie. Vergifnis gaan verder daaroor dat jy jouself losmaak van die boeie van wat die persoon aan jou gedoen het.
Wanneer ons kies om te vergewe, bevry ons onsself van die wrok en die pyn wat ons aan die verlede vashou. Dis 'n daad van selfbehoud en geestelike gesondheid of geestelike gesondwording en om jou binneste te laat herstel. Deur te vergewe, neem ons beheer oor ons emosies om seer gemaak te voel dat ek wil vergeld en laat ons onsself toe om weer vorentoe te kan beweeg, om los te kom van die verlede. Om dit beter te verstaan, dink ek moet ons kyk na die storie van Jesus die nag voor sy kruisiging. Jesus vat sy disippels van die bovertrek af na Getsemane toe, en daar weet hy dat hy hier die volgende stap gaan neem om bereid te word om sonde vir die mens te word, en waar Judas, een van sy naastes, hom gaan kom verloon. Kyk wat gebeur. Jesus gaan een kant toe, hy los sy disippels om te bid. As waarlik mens en ook volkome God, het hy presies geweet wat met sy liggaam gaan gebeur die volgende dag, hoe die kruisdood een van die gruwsaamste maniere is om te sterwe, waar jy letterlik versmoor en in hierdie posisie hoe jy hang, gepynig word, doodbloei en sterf. Maar ook verstaan hy as God en as waarlik mens die impak wat sonde, die skuld van sonde oor hom gaan bring. En ook wat die invloed gaan wees in die verhouding wat hy met sy Vader het. Ek lees Matteus 26 vers 38. Toe sê hy vir hulle, die disippels, my siel is diep bedroef tot die dood toe. Bly hier en waak saam met my. En hy het 'n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê, kom ons onderbreek die gedeelte net eers hier. Hy sê vir hulle, bly julle hier, waak saam met my, wees vir my die ondersteuning, gee vir my die julle samehou, samesyn en julle samehorigheid om hierdie volgende tree vir die wêreld te kan gee. Hy is so angsbevange oor wat hy weet besig is om te gebeur, dat sy siel in beroering is. En hierdie beroering is asof hy sterf. Hy laat hulle met hierdie versoek. Julle gaan saam met my hier waak. Julle gaan saam met my bid dat die Here my sal krag gee om hierdie tree te neem. Hy bid en hy sê, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan, nogtans nie soos ek wil nie, maar soos U wil. Vader, as daar enige ander manier is hoe ons vir die skuld en die sonde van die mens kan sterf, sonder dat ek dit doen, maak dit moontlik. Maar dis nie my wil, dis nie my manier, dis nie my plan nie. U wil geskied. In daardie oomblik word hy bereid om, terwyl hy weet wat gaan gebeur, vrywilliglik die tree te gee om sonde te word, sy liggaam oor te gee aan pyniging, sy verhouding met sy Vader vaarwel te roep, omdat hy sonde word, omdat dit die enigste manier is hoe God bepaal het,
dat dit kan geskied. Vers 40. Hy kom toe by sy disippels en hy vind hulle aan die slaap. En hy sê vir Petrus, so was julle dan nie in staat om 1 uur saam met my te waak nie. Ek wil jy moet fokus dat hy 'n uur geworstel het met hierdie saak. Hy sê, waak en bid dat julle nie in die versoeking kom, die gees is gewillig, maar die vlees is swak. Hy het weer vir 'n tweede keer gaan bid, en hy bid dieselfde gebed. Hy sê, daar's nie 'n ander manier nie, dan wil ek aan dit my onderwerp. Dan sterf ek, soos u wil hê ek moet sterf, met alles wat môre gaan gebeur. Maar sien jy iets belangriks hier? Hy hou nie die disippels verantwoordelik, dat hy hulle in die skuld dompel, omdat hulle nie gewaak het nie. Niks wat hier gebeur, die feit dat hy sy disippels om te nakom, dat sy disippels om versaak, en dat het aangaan deur die nag met Petrus, die volgende dag dat net Johannes oorbly, hou hy dit nie teen hulle nie. Maar sy vergifnis sluit juis hierdie daad ook in, dat hy ook vir dit moet sterf, hulle vryspreek, dat hulle kan leef asof hulle dit nie gedoen het nie. Hy vind die disippels onbetrokke by sy stryd. Maar ek laat hom nie wegkyk en nie fokus op die pad wat hy moes stap om aan die geregtigheid van God oor die loon van die sonde is die dood en die impak van sonde dat hy aan dit moes voldoen om in die plek van die mens te sterf. Later kom Judas nog en hy verraai met 'n kus. Maar weer neem Jesus hom nie kwaadlik nie, omdat dit is wat moet gebeur. Al is Judas die instrument van die bose, is dit die prys vir sonde en sondeskuld. En dit moes volkome betaal word, sonder dat hy dit teen hulle hou, of vergelding vra. Kom ons kom by die gevolgtrekking. Moet dan nie toelaat dat jou gevangenemers jou weer 'n gevangene maak deur jou onvergewensgesindheid om hulle vry te spreek dat iemand anders hulle sal oordeel oor hulle dade, maar dat jy nie vergelding of retaliasie eis nie. Besef dat die grootste gevangenis die is waarin jy jouself plaas, deur te haat en deur te wraak te wil neem. Ek dink vir 'n tweede voorbeeld ook aan die apostel Paulus in 2 Korintiërs hoofstuk 12 oor die doring in die vlees. Paulus word misken omdat hy die vervolger van die kerk was as 'n ware apostel deur die ander apostels. Maar ons lees dat hy sulke wonderbaarlike openbaringe ontvang en die duiwel hierin Paulus hierdie gesindheid wakker maak is, jy kan mos jouself verhef en jou apostelskap verdedig. Hier's die gulde geleentheid. God wys jou hierdie onuitspreeklike dinge. Hulle weet dit nie. Dis mos 'n goeie manier hoe jy kan vergeld en hoe jy jouself kan bewys. Ek lees graag vir jou. Dit is waarlik vir my nie nuttig om te roem nie, skryf Paulus. Want 2 Korintiërs se hele brief handel oor Paulus se verdediging van sy apostelskap. Want ek sal kom tot gesigte en openbaringe van die Here. Ek weet van 'n man in Christus 14 jaar gelede,
Of wat in die liggaam was, weet ek nie, of dit buite die liggaam was, weet ek nie, maar God weet. Dat so iemand weggeruk is tot in die derde hemel, en ek weet van so 'n man, of dit in die liggaam of buite die liggaam was, weet ek nie, God weet. Dat hy weggeruk is in die paradys en onuitspreeklike woorde gehoor het, wat 'n mens nie mag uitspreek nie, en ek wil dit invoeg ook by eie woorde, wat niemand nog gehoor het nie. Hy sê, oor so 'n man sal ek roem as dit iemand anders was. Maar oor myself sal ek nie roem nie, behalwe in my swakheid. Want as ek sou wil roem, sou ek nie 'n dwaas wees nie, want ek sou die waarheid praat. As ek wil roem, dan as ek myself wil verdedig, sal ek nie verkeerd wees nie, want dit het gebeur, dis die waarheid. Maar ek laat dit na, sodat niemand my hoër mag skat as wat hy van my gesien of van my gehoor het nie. En nou kom vers 7. En dat ek my oor die voortreffelikheid van die openbaringe nie sou verhef nie, is vir my 'n doring in die vlees gegee, 'n engel van die Satan, om my met die vuis te slaan, dat ek my nie sou verhef nie. Hierdie versoeking is hierdie doring in die vlees, hierdie binneste wat sê, maar jy kan mos, jy het die waarheid, jy het dit gesien. Dis nie leuns nie, jy mag jouself verdedig. Sê Paulus, dat hy met hierdie worsteling gesit, en hierdie engel wat hom aanhoudend van Satan aan die gesig slaan, om hom aan te por, om homself te verdedig en sy saak te stel. Dat ek my kan verhef tog vir eens en vir altyd vir sê, ek weet van goed wat julle nie weet nie. Ek is die gestuurde vir die heidene, julle is dit nie. Nou sê hy, vers 8, hieroor het ek die Here 3 maal gebid, dat het vir my sou wyk. En hy het my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Ek gaan toelaat dat hierdie aanslag om jouself deur die bose te wil verhef, ek gaan dit nie vir jou wegvat nie, maar ek gaan vir jou in daardie swakheid, as jy buig daarvoor, gaan ek jou steun en jou dra en jou genadig wees. Nou sê hy, baie liewer sal ek dus aan my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. En weet een elk hoe 'n groot impak, en watter impak die evangelie van Paulus, of die briewe van Paulus aan die heidene die het, dat ons vandag die volheid van die oorvloed kan hê. So, die eerste leuen is, vergifnis is nie vryspraak nie. Jy maak 'n mens nie vry van die gevolge nie. Jy maak jouself vry. Leuen 2. Vergifnis is as jy vergeet. Vergewe as jy vergeet. Vergeet en vergewe is 'n frase wat dikwels saamgegooi word. Maar dis 'n onrealistiese en 'n onregverdige gesindheid om te verwag dat iemand kan vergeet wat hulle seer gemaak het. Jy kan mos die daad wat aan jou gedoen is nie vergeet nie. En omdat jy boos is, gaan dit juis vir jou teruggeroep word. So dis onrealisties en dis onregverdig dat jy moet verwag, dat jy moet vergewe en vergeef wat gebeur het. Of aan die ander kant, dat jy vergewe as jy vergeet het. Maar kom ons fokus by hierdie leuen, dat vergewe beteken jy moet vergeet. Nêrens in die Bybel staan daar, dat ons moet vergeet wat gebeur het nie. Vergifnis beteken nie, dat die herinnering van die gebeurtenis uitgewis moet word nie. Maar eerder, dat die herinnering, dat daar nie langer herinneringe daaraan mag hê nie. Wat ons huidige en toekomstige geluk en welstand kan beïnvloed nie. Vergifnis word gekoppel aan belydenis
en die regmaak teenoor ander. Psalm 103 vers 12 sê, as jy jou sonde bely, so ver as die ooste verwyder is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. So as jy jou sonde bely, verwyder Jesus dit, so ver as die ooste verwyder is van die weste. 'n tweede, Jesaja 43 vers 25, ek is dit wat jy oortredinge uitdelg, om my ontwil en aan jou sondes, dink ek nie. Nou vir 'n oomblik. Kan God ophou dink en herinner? Kan God ophou weet? Met ander woorde, as hy sê hy dink nie daaraan, dit beteken nie hy vergeet dit nie, maar hy sit dit onder die bloed van vergifnis, asof dit nie gebeur het nie, en hy maak jou vry van die skuld. Jesaja 44 vers 22, ek delg jou oortredinge uit soos 'n nevel en jou sonde soos 'n wolk. Keer terug na my, want ek het jou verlos. Die posisie is herstel. Ek het die wolk wat oor jou gehang het verwyder. Ek het dit uitgedelg, ek het dit verwyder so ver as die ooste van die weste is. Kom nou terug, want ons verhouding is herstel. Ek het jou verlos, ek het jou vergewe. Maar kyk wat gebeur as jy nie jou sonde bely nie. Hosea 9 vers 9 sê, hulle het baie verkeerd gehandel soos in die dae van Gibea. Hy, God, sal dink aan hulle ongeregtigheid en besoeking doen oor hulle sondes. Hy wat die sonde bely, sy sonde word vergewe en God dink nie daaraan nie. Hy wat die sonde nie bely nie, daardie sonde bly tussen die mens en God sal daardie gevolge en die loon van sonde tot waarheid bring. Maar jou sonde wat vergewe is, word verwyder. Ons mag onthou, maar ons moet kies om nie langer die las daarvan te dra nie. Een van die aangrypendste video's oor vergifnis is die Vienna video, die Venia. En dit wys hoe iemand juis onthou en vergewe. Ek wil graag hierdie video met jou deel.
Wat 'n ingrypende video is dit nie. Kom ons kom by die laaste leen en dit is leen nommer 3. En dit is dat vergifnis is eenmalig. As jy een keer vergeef het, dan is dit nou genoeg en is klaar. Baie mense dink dat vergifnis 'n eenmalige gebeurtenis is. Maar in werklikheid is dit dikwels 'n baie lang proses. Vergifnis kan tyd neem en dit kan beteken dat ons keer op keer moet kies om te vergewe en te laat gaan. Soms kom die pyn terug en dan moet ons weer besluit om te vergewe. Dis is so 'n spiraal wat elke rond ons nader en nader aan ware vryheid bring. Deur voortdurend te werk aan vergifnis, verlos ons onsself van die vernietigende krag van 'n wrok. Matteus 18 vers 21 en verder kom Petrus by Jesus en hy sê, Here, hoe dikwels sal ek my broeder wat teen my gesondig het, vergewe? 7 maal? Jesus sê vir hom, nie 7 maal nie, maar 70 maal 7. Daarom word die koninkryk van die hemele vergelyk met 'n sekere koning wat met sy diensknegte wou afreken. 7 keer was vir Petrus dis sekerlik genoeg. As ek 7 keer dieselfde ding moet vergewe, dan dink ek is dit genoeg. As hy nou verder gaan, dan dink ek kan ons nou maar, dan het ons genoeg gedoen. Dan moet ons nou die streep trek. Jesus sê, vergifnis is onbeperk. Vergifnis hou aan en aan totdat jy vry is. En dan maak dit nie meer saak wat gebeur het. Ek sluit af en ek maak 'n gevolgtrekking. Vergifnis bied vryheid van die verlede en die houvas van die bose op jou as mens. Vergifnis beteken nie dat die skuldige vry is van die gevolge van die sondige daad nie, maar dat jy hom vry maak en jy en hy saam uit die tronk uitkom. Vergifnis is nie gekoppel aan die feit dat ons vergeet van die wandaad nie, of dat ons herstel wanneer ons vergeet het nie, want dan sou God ons nie kon vergewe het nie. God kan nie vergeet nie, en as hy nie kan vergeet nie, kan hy nie vergewe nie. Maar hy behou die stand tussen hom en die mens wie hy vergewe het, aangesien vergifnis onvoorwaardelik is, sonder voorwaarde. God wil hê, dat as die duiwel jou herinner aan die daad teen jou, dat dit jou die drang sal gee om weer te vergeef. Vir 'n mens is dit belangrik om te kies om te bly vergewe, solank as die Satan jou die reg tot vergelding herinner. Dat jy vir hom kan sê, God het my vergeef, hou dit nie teen my nie, alhoewel hy almagtig is en nie daarvan kan vergeet nie, werp hy in die diepte van die see, hy verwyder dit so ver van die ooste is, van die weste is, en wat gee my die reg om aan hierdie sonde vas te hou? Wat maak my God, as my God my kon vergeef? En ek hoop dat hierdie jou tot seën sal wees, en dat die Here ook hierdie woord in jou hart sal seën, en dat jy dit sal kan gebruik.